Môre, dis Dinsdag die 20ste Januarie en ek hoop die Here ontmoet jou vandag rustig daar waar jy sit. Dalk met 'n koppie koffie in die hand of dalk met 'n hart wat vandag 'n afskeid moet maak. Soms is God se roepstem nie luid nie. Dis net 'n deur wat oopgaan en 'n vraag wat jou hart dryf. Sal jy gaan? Vandag leer die Here ons buig eers en antwoord dan. Vandag gaan ons aan in Genesis 24 vanaf vers 52 tot 60. Die groot woorde is reeds gesê, dit kom van die Here. En toe, voordat daar nog onderhandel word, voordat daar nog planne gemaak word, voordat iemand eers aan môre dink, doen die dienaar iets wat ons vandag maklik mis. Hy buig neer en aanbid. Nou die Hebreëse woord in die teks is shagach. Dit beteken om neer te buig, om jou liggaam en jou hart te laat sê, Here, U is God, ek is nie. Dis nie net 'n lied nie, dis 'n houding. Hy aanbid omdat hy weet, God het gelei, en God moet die eer kry. En dan kom die tweede les, iets wat baie mense nie raak sien nie, die familie vra tyd. Hulle sê, laat die dogter 10 dae of so by ons bly. In daardie wêreld was dit normaal. Familie moes voorberei, daar was baie emosie, daar was praktiese reëlings. 'n Dogter wat weggaan, beteken 'n nuwe lewe begin. Maar let nou op die dienaar se antwoord. Hou my nie op nie, aangesien die Here my weg voorspoedig gemaak het. Hy is nie hard of koud nie, hy is ook nie ongeskik nie, maar hy is baie doelgerig. Hy soek nie haastigheid nie, hy soek gehoorsaamheid. Wanneer God die deur oopmaak, moet ons nie uitstel uit vrees nie. En dan kom die oomblik wat alles dra. Laat ons die dogter roep en haar mond vra. Dis so belangrik. Rebekka word nie net oorgedra nie, sy word gevra. Hulle sê, sal jy met hierdie man saamgaan? En sy antwoord, ek sal gaan. Geen lang toesprake nie, geen dramatiese beloftes nie, net 'n eenvoudige ja. Maar daardie ja dra die hele beloftelyn vorentoe. God se plan beweeg nie net deur wonderwerke nie. Dit beweeg ook deur mense wat sê, ek sal gaan. En nou wys dit alles na Jesus toe. Want Jesus roep ook. Hy dwing jou nie. Hy manipuleer jou nie. Hy nooi jou uit. En hy het self gegaan. Nie net tot by 'n dorpie of 'n huis nie, maar tot by die kruis. Sodat jy vandag kan weet, as God jou roep, roep hy jou nie om te val nie. Hy roep jou om gered te word en om nuut te leef. Kom ons bid saam. Here onsse God, dankie dat U 'n God is wat lei. En dankie dat U die eer verdien, nog voor ons die volgende stap vat. Leer ons om te shagach, om te buig en om U eerste te maak. Here Jesus, dankie dat U tot by die kruis gegaan het om ons te red. Heilige Gees, gee ons vandag die geloof en moed om te antwoord wanneer U roep. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. En onthou vandag, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. En as jy Jesus nog nie ken nie, moenie net langer wag nie. Kom na hom toe. Hy roep jou uit genade. En jy kan vandag antwoord, Here, ek sal gaan. Want hy vergewe, hy red en hy lei jou in 'n nuwe pad en 'n era. En as jy hom ken, buig eers, vertrou weer en gaan waar hy jou lei, want God het reeds vooruit gegaan. Ek hoop jy het 'n geseënde Dinsdag.